Kom ons buig ons hoofde. Here, soos hierdie liedjie, die ruwe ou kruis by ons maal, dink ons aan al die krag wat daaraan gekoppel is en wat dit beteken. My gebed is dat ons vanaand daaruit 'n boodskap sal ontvang. In U naam. Amen. Kampvergadering uiteindelik. Wie weet wat ons tema is? Doodstil, niemand nie. Dis fyn, ek weet ook nie, ek het iemand 'n program nie, ek spot. Ek sal gaan, en is interessant, ek dink dis die laaste 3 jaar wat dit ons hooftitel is, ek sal gaan, en dan verskillende bytitels, en hierdie jaar is dit voorwaarts, ek sal gaan. En ons fokus is op evangelisasie, want ons wil die wêreld vertel, Jesus is op pad, ons wil die wêreld reg kry, want ons wil huis toe gaan. Wonderlik, wonderlik. Ons het hierdie pragtige siklus van evangelisasie. Hoe gaan die siklus? Wie ken hom? Waar begin ons? Kom ons praat van die lande. Ons berei die land eers voor. En dan bewerk ons die land. Dan saai ons. En dan as die goeie saad opkom, wat doen ons? Dan oes ons. Die oes is waar mense hulle lewe vir die Here gee en hulle gedoop word. En wanneer dit gebeur, wat doen ons daarna? Die volgende siklus begin. Vir daai mense word daar gesê, nou wil ons julle oplei, ons wil julle bemagtig. Daai woordjie, hoe sê hulle in Engels, that everybody loves to hate, empowerment. Ons wil mense bemagtig, om uit te gaan en self daai siklus te voltooi. En ek sit met hierdie ding in my hart, en 'n ou vriend val by my uit verlede week, en hy gesels, en hy gepraat bietjie met my, en uit die bloute uit, kom hierdie man en hy slat vir my met 'n paar vrae, tussen die kop, en ek kan hom nie antwoord nie. En hy begin en hy sê vir my, David, julle het hierdie pragtige, julle as Adventiste is gefokus op evangelisasie, julle wil uitgaan, ek sê, ja, dis fantasties, en hy sê, maar wat gebeur daarna? Wat gebeur daarna? Ek sê vir hom, ek verstaan nie mooi wat jy bedoel nie, gee net vir my konteks. Hy sê vir my, hier waar ek sit vanaand, is ek moeg. Die lewe het vir my hart geslaan. Ek is op 'n punt waar ek nie meer wil aangaan nie. En as hy sê ek, bedoel hy, ek wil amper sê, al die mense met wie ons te doen kry. Hy sê, daar loop soveel dinge verkeerd in sy lewe, en hy bid en hy vra vir die Here, asseblief help, tree in, en niks gebeur nie. En wanneer daar 'n bietjie van 'n ligstraaltjie kom, dan raak dinge net weer erger. En dan kom hy op 'n punt waar dit net eenvoudig is, hy sê vir my reguit, David, weet jy wat, ek is lus party aan, vat net 'n geweer en skiet my kop uit en kry klaar. Hy sê, waar is julle as Adventiste dan? In julle siklus van evangelisasie. Hy sê, want die probleem is, nou wil ek iets kyk, en ek kyk na my gunsteling evangelis, ek sit die TV aan en ek dink, miskien gaan hy vir my ietsie gee, maar dan vertel hy my van die paus, en wat die paus in 2024 meer besig is, en dan kyk ek na iemand anders, en hulle vertel vir my, van hoe duiwels die Olimpiese spele is, en hoe ons moet pas op vir die simbole by die Olimpiese spele. En ek kyk na iemand anders, en hulle vertel vir my, hoe jy absoluut perfek moet wees. En hy sê, weet jy wat, ek gaan nie hemel toe nie, want ek wil nou my kop uitskiet, en hulle vertel my, ek moet perfek wees, ek moet deel van die eindtyd mense wees, wat vir die res van die wêreld kan wys, ons kan perfek lewe. Hy sê, ek kry niks by julle nie, wat van die ander mense? En dis 'n goeie vraag. As ons die siklus van evangelisasie volg, en 'n persoon kom by die goeie oes, wat ons oes, en dan kom hulle op 'n punt, en hulle sê, weet jy wat, ek kan nie meer nie. Ek hak vas, ek sukkel. Hoe help ons hulle? Wat doen ons? Wel, ek weet daar's mense wat sal omdraai en sê, wel, weet jy wat, jou geloof is nie groot genoeg nie, of weet jy wat, jy fokus te veel op jou probleme, as jy nou maar eintlik, as jy meer met die dinge van die Here besig is, dan gaan hierdie goeters jou glad nie pla nie. Maar eintlik, weet, stoot ons die probleem eenkant net weg. Ons hanteer dit nie. Ons sê eintlik dis jou skuld, en moenie my pla hieroor nie.
Sjoe. En dis waar. Hierdie wêreld gaan deur 'n moeilike tyd. Almal gaan deur 'n moeilike tyd. Ek onthou, mense het altyd gepraat van hoe ons die naweek gaan kuier. En deesdae praat mense nie so meer nie. Die algemene gesprek wat ek hoor, is dat mense sê, weet jy wat, hierdie week moet net verbykom, ek wil net by die huis kom. Ek vind my deur sluit, my skoene uittrek en rustig wees. Voel jy dalk so, die dit al ervaar? Kom ek vra vir u so 'n vraag. As ek vanaand vir u kan sê, ek gaan 'n eiland vir u gee, met al die geld wat jy nodig het, ooit sal nodig hê. Ek gaan 'n eiland vir jou gee, om te ontwikkel soos jy van hom hou. Tropies, Hawaii en al daai goedjies, of jy kan dit maak soos die Bosveld, net wat jy wil. Waar jy alleen kan wees, net bietjie jou batterye laai, en wegwees van die res van hierdie wêreld. Wie sal my offer aanvaar? Ek wil ook sê, wie sal nie my offer aanvaar nie? En ek wil jou hand skud, jy het 'n geheim, jy weet iets wat ek nie weet nie. Leon, ek's nie verbaas nie. Ja, ek trek net jou been. Ons almal het daai breek nodig. Ons almal het daai breek nodig. Die een ding wat ons uit oog verloor is die hoop. En dis in die woorde in hierdie liedjie wat ons sing. Die ruwe ou kruis. En ek hou van die woordjie oud. Vir die kinders op skool het altyd vreeslik gekla, nog steeds, oor geskiedenis. En ek het ook nie van geskiedenis gehou nie. Maar vandag is ek so spyt. Er is soveel interessante inligting en goeders wat jy weet. Maar die pragtige ding van hierdie geskiedenis, hierdie woordjie oud, die ruwe ou kruis, is iets wat nie kan verander nie. Dit kan nooit verander nie. Dit sal nooit verander nie. Dit is vir ewig en altyd daar, om ons hoop te gee. Sukkel ons, kry jy swaar, hakkie vas, kyk na die kruis. Kyk na die kruis. Waar kom hierdie stukkie vandaan? Dit is gebaseer op Hebreërs 12 vers 2. En ons sien dat Paulus hier met die mense in hoofstuk 11 praat, of hy vertel van die mense wat gemartel is vir Christus. Aan die einde van hoofstuk 11. En dan begin hy, en hy gee amper vir ons die antwoorde, hoe het hulle dit reg gekry? Hoe het hulle deur al hierdie moeilike tyd gekom? Hulle is gemartel, hulle is vir die leeu's gegee. En dan kom hy, wat hulle gedoen het, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van geloof. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis gedra het, die skande verag het, en so aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Daar is hy, die teken van skande en pyn. Lyding. Dis lyding. Louis Smeed, ek hou van sy definisie van lyding. Hy sê lyding het geen talente nodig nie. Dit kom, dit vat ons vas, dit hou ons gevangene. Ons is almal slagoffers. Van ons gaan deur meer lyding as ander. Van ons hanteer lyding beter as ander. Dis waar. En dan kom hy op hierdie harde punt en hy sê, maar waarop lyding neerkom, is 'n ondervinding wat ons glad nie wil ervaar nie. En daarmee kan elkeen van ons identifiseer. Is daar 'n ondervinding wat jy nie wil ervaar nie? Dis lyding. Dis lyding waardeur 'n mens gaan. En as ek na dit kyk, dan besef ek, elkeen van ons, soos hulle sal sê, het sy kruis wat ons dra. Nou, iemand kan vanaand vir my van hulle lyding vertel, en ek kan miskien dink, ag, dis nou simpel. Dis mos nou niks om oor te huil nie. Of weet jy wat, dis relevant vir daai persoon. Ek staan nie in sy skoene nie. En hulle staan nie in my skoene nie. Dis bitter moeilik. Jesus het dit ook ervaar. Die teken van skande en pyn. Hy het deur daai lyding gegaan. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het. Dis 'n baie interessante woordjie hierdie, verdra. En dit word opgebreek in die Grieks deur twee woorde. Die eerste een is hupo, tweede een is mino. Hupomino. En dis waar ons naalde vandaan kry.
Hypodermic needle, het al gehoor daarvan. Ek kan so, ons praat nou van in die oorlog, om in die oorlog te wees, en ek dink net ek sou 'n ongelooflike swak soldaat gewees het. Want as ek sou hardloop met my R4 en ek kom by 'n paramedic met 'n naald en kadoep, daar gaan die soldaat. Ek sou net niks werd gewees het nie. Ek haat naalde, ek haat dit. Maar hypo beteken om onder te gaan onder. En dan mino om daar te bly. Gaan onder en bly daar. En skielik raak ek bang vir die roeping van die Here, waar hy vir die disippels sê, bly in my. Gaan onder en bly. Joe. 'n Ander mooi woord om onder te gaan is om te volhard. Nou wat is volharding? Volharding beteken om onder te gaan in jou lyding, in daai situasie te wees, en dan met die Here te praat, te sê, Here, hier waar ek staan vanaand, ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Ek moet opkom. Ek het lig nodig. Maar ek bly onder, want ek volhard. Ek volhard. Dis wat Jesus gedoen het in die tuin van Getsemane. Was dit nie sy gebed nie? Here, onder hierdie lyding asseblief, laat my hier onder uitkom. As ek nie hier moet wees nie, laat my uitkom, want ek weet waarheen dit my gaan vat. Hierdie lyding gaan my al die pad vat, tot by die ruwe ou kruis. Tot by daai punt waar ek sê, my God, waarom het U my verlaat? My God, gaan ek nooit hier uitkom nie. Hupomino, is dit my lewe van nou af? Ander interessante stukkie wat Hebreërs noem, is hoofstuk 5 vers 8. En dit sê dit praat hier van Jesus, en dit sê, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Dis my interessante woorde. Blykbaar word lyding direk gekoppel aan gehoorsaamheid, uithou vermoë, maar wat ons leer, iets wat ons leer, selfs tot aan die kruis. Hoe sê hulle in Engels, no pain, no gain. Wat beteken dit? Daar waar jy miskien sit, en dis miskien wat ek vir my vriend moes gesê het. Moenie ophou nie. Moenie opgee nie. Byt vas, druk deur. Jesus het daar deur gegaan. Ek dink hy het God gesmeek en gesê, my God, ek moet U asseblief, ek kan nie meer nie. En God sê vir hom nee. Ek jammer, maar my antwoord vir nou is nee, byt vas, hou koers, want ons bou na iets. Dalk ervaar jy lyding vanaand. Dalk is dit jou roepgebed. Jou smeekgebed, Here asseblief. Ek kan nie eens dink aan die siklus van die evangelisasie nie. Ek weet nie eers hoe om voorwaarts te spel op hierdie stadium nie. Dalk sê God nee. Vir hierdie tydjie bly onder. Byt vas, druk deur. Ek beloof jou. Ek sal jou verlos. Maar ons werk na 'n doel. Jy gaan dit nie nou verstaan nie, maar vertrou my. Byt vas. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die teken van skande en pyn. En tog is die Here daar vir ons. Psalm 34, vers 6 en 7, dit is so mooi, hoe hulle dit uitdruk, dit sê, verdruktes kyk op na hom, en hulle straal. Wow, dit klink teenoorgestel van wat ek nou gepraat het. Verdruktes kyk op na hom en hulle straal, hulle gesigte hoef nie rooi van skaamte te wees nie. Hierdie magtelose het geroep, praat van homself, hierdie magtelose het geroep, en die Here het gehoor, en uit sy benoudhede het hy hom verlos. Die Here sal dit doen. Ek hou van die stukkie in die Koning van die Eeue, ek lees dit net so, Desire of Ages. Dit sê, Christ was treated
as we deserve, that we might be treated as he deserves. He condemned for our sins in which he had no share, that we might be justified by his righteousness in which we had no share. He suffered death, which was ours, that we might receive life, which was his. En dan hier kom die treffende woord vir my. With his stripes, we are healed. With these stripes, we are healed. Die oog gefestig op Jesus, die leidman en volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruishout gedra het. Ek lees 'n verhaal en ek dog eers dit is hierdie, wat is die nuwe woord wat ons deesdae gebruik, fake news. Maar dit vertel van 'n Australianer en hulle is almal mal wat my betref. As die Australianers is of familie vanaand, ek vra om verskoning, maar ek dink hulle is mal. Ons het familie in Australië en hulle is mal. So ons praat met ondervinding. Hierdie ou is besig om te swem in die rotspoele en hy gewaar daar een of ander haai. Nou ek gee nie om wat se tipe haai is nie. Ek weet jy kry klein haaitjies wat jy in 'n tank gooi wat die tankie skoon hou en al geëet. Ek gee nie om. Dis die woord haai sê ek stel nie belang nie. Vat hom, hou hom vir jouself. Hy gewaar hierdie haai, 1 meter, 1,5 meter en hy besluit hy wil die ding uit die water haal. Ek seker maar om na te kyk en of hy nou wil Steve Irwin speel, ek weet nie wat dit was nie, maar die man spring in en hy gryp hierdie haai en hulle begin stoei en die volgende oomblik voor hy besef, gryp hierdie ding om hier onder hierdie arm beet en hy knyp vas en hy kry hom nie los nie. Nou ruk hierdie ding hom in die water rond en hulle is hier rond en hy begin veg vir sy lewe. En soos dit aangaan, wat seker in sy kop soos ure gevoel het, voel hy uiteindelik sy voete op vaste grond en hy besef hier is hoop. En hy gryp daai haai, weer eens, ek sal dit nooit gedoen het nie, ek los my arm agter. En hy hardloop met die haai op die strand, val daar neer, doodmoeg, maar dankie tog die lewensredders gaan hom nou help. En hy kyk rond en die lewensredders het klaar opgepak en huis toe gegaan. Hy is vinger alleen op daai strand. Nou in my kop, eerste ding wat jy doen is, jy kry jou selfoon en jy bel iemand en vra vir hulp. Nie in Australië nie, nee. Die man vat die haai soos 'n rugbybal, klim in sy kar en hy ry tot die naaste kliniek. Stap na die kliniek toe, hier gaan ek nou hulp kry. Kom by die kliniek aan, klop aan die deur, hulle is klaar gesluit vir die nag. Nou weer eens, op die stadium, vat ek my selfoon en ek bel vir hulp. Nie in Australië nie. Die man vat weer sy nuwe Sharks rugbybal. Hy klim in die kar en hy ry tot die naaste hospitaal. En daar stap hy ewe rustig by ongevalle in met sy haai onder sy arm. En hy sê haai, kan iemand my dalk help? En daar kry hy, dit klink, dis iets ongeloofliks. Maar soos ek en hierdie vriend van my praat en ons lag oor sulke goed wat gebeur, skielik, ek wil sê, as ek die Engels mag gebruik, the penny drops. En ons kyk vir mekaar en hy sê vir my, David, is dit nie dalk die antwoord nie? Wat as ons nie opgee nie? Daar waar ek nou voel soos ek voel. Wat as ek nie opgee nie? Dalk het God 'n groter plan hierso vir ons. Ek dink dis die geheim, ek dink dis die antwoord. Waar wil jy nou is, moenie opgee nie. En die Here is besig met iets, hy werk na iets. Ek kan nie vir jou sê wat vanaand nie. Ek kan net getuig daarvan. Ek kan met julle deel wat met my gebeur het. Toe ek 'n jong man was, bietjie jonger, klein bietjie jonger. Woon ek 'n Openbaring Daniël seminar by van leraar Willie Oosthuizen. Man, pragtige seminaar, het spreek tot my. En ek ontmoet 'n pragtige meisie daarso. Dadelik verlief. Ag man, wonderlik. Wat ek nie geweet het nie,
is dat hierdie girl met spiritisme betrokke was. Voluit satanisme en al daai lelike goeters. Ek sal daarby kom, dis nie my vrou nie. Nee, my vrou is 'n ander storie. Sy het baie lank vir my gesê, nou touchy. Maar dis 'n storie vir 'n ander dag. En interessant, jy word nie gegooi in satanisme nie, maar jy word van die Here weggevat. Dis maar eintlik dieselfde ding, want jy mis die Here. Dis waar dit gaan, jy mis die Here. En toe begin sy met hierdie ding waar sy haarself seer maak, selfhaam. En dit begin met 'n lemmetjie waar sy haarself sny en alles. En dan is dit soos, David, ek is so lief vir jou, jy is al wat my aan die lewe hou, dus ek lewe net vir jou, en as jy nie hier is nie, dan gaan ek dood. So, jy moet vanaand by my kom kuier, or else I will kill myself. Nou, op daai stadium het ek my besigheid gehad, werk van 7 uur in die oggend, 7 uur in die aand, dan moet ek in my kar klim, ek moet 'n halfuur ry na huis toe, en by haar gaan sit en handjies vashou, want ek wil nie hê, haar dood moet op my gewete wees nie. As sy vir my sê, ek is in die moeilikheid, en ek vee my aan haar af, en sy pleeg dan selfdood, dan is dit mos my skuld. Ek het mos geweet, ek kon dit keer, en ek het besluit om dit nie te doen nie. En so het ek in hierdie lewe vasgeval. Begin drink, rook, al die lekker goedjies. En ek spot met Christo, ek sê, dis hoekom ek so lyk vandag op 28. En dis lekker, ek kan deel van my getuienis julle vertel vanaand. Ek het eendag bel ek die dominee. Ek sê vir hom, dominee, ek moet met jou praat. Leraar Rudolf Basson sê vir my, kom sit daar by my. Leraar Rudolf het nie met ons gepraat en met my, ek kry partykeer die gevoel, Leraar Rudolf, jy het dalk nie geweet wat om te sê nie, want dit was 'n lelike storie. Maar hy het teruggegaan na die basics, en hy het vir my Jesus gegee. Hy het begin en gesê, ons almal is sondaars. Ons almal verdien die dood, maar deur die genade van Jesus, hy het jou vrygekoop. Basic Bybelstudie, en wow, what a difference did that make. Tussen dit, en snaaks genoeg het ek my sabbatskoolles weer begin doen. Jy lees hom net eers deur, sit hom neer, dan gaan slaap jy. Maar stadig maar seker beweeg jy nader aan die Here. En ek dink die Satan het dit geweet, want hierdie oorlog tussen my en hierdie jong dame het net erger en erger geword. Ek het een aand my foon by die huis vergeet, en ek gaan uit met 'n vriend, en ons gaan kuier bietjie. Ek kom by die huis, ek gee 'n raai, hoeveel missed calls het ek? Vat 'n raai. 98 missed calls. 98 missed calls. En 'n string voice notes. Ek gegil vandag oor die voice notes. Dit was vir my fantasties. Die eerste ene is, waar is jy? Tweede ene, ja, jy verneek my seker. So kom jy nie nou antwoord nie, né? Derde ene, waar is jy? Ek is so bekommerd oor jou. Vierde ene, luister, as jy nie nou my terugbel nie, gaan ek my eie lewe neem. Volgende ene, dit is jou laaste kans. Een daarna, ek bel net om totsiens te sê. Moenie bother om my nou terug te bel nie, want jy gaan my nie kry nie. As jy my terugbel, gaan my ma of pa antwoord, en hulle gaan vir jou vertel, ek is dood. Volgende een, ek kan nie glo, jy het my nie gebel nie. Ek kan dit nie glo nie. Jou gemeene vark. So het dit aangegaan. Tot op 'n Vrydag aand, kom my ma in my kamer en sy praat met my en sy sê vir my, David, wil jy nie môre saam kerk toe kom nie? Nou op hierdie stadium ervaar ek lyding, hypomino. Ek is op hierdie punt waar ek bid en ek sê, Here, ek kan nie meer nie, ek moet opkom. En ek dink, weet jy wat, ek het niks om te verloor nie. En ek maak soos alle nuwe mense wat senuweeagtig is om kerk toe te gaan, ek besluit om baie laat in te stap, dat ek met niemand hoef te hallo te sê of iets nie, en ek is die eerste ou wat uitloop, sodat ek ook niemand hoef te groet nie.
En ek stap in met die laaste lied, en hulle is besig om die lied te sing, ek gee alles oor aan Jesus. I surrender all to Jesus. En ek is op daai badkamer vloer in vereniging. Sluit ek myself in die toilet toe en ek huil, soos ek laas gehuil het toe ek 'n kind was. En ek het om die toilet, ironies vir 'n loodgieter daai tyd, nê? Hier om die toilet drukkie gegee. Het ek my hart vir Jesus gegee. Ek het van daar af huis toe gegaan en my girlfriend het gebel. Sy het gevra, kom jy vanmiddag kuier? Maar ek was letterlik doodmoeg. En ek sê vir haar, nee, ek gaan nie kom nie. En sy sê vir my, ek gaan dan my lewe neem. Dit is verskriklik. En vir die eerste keer het ek vrede. Dit is asof die Here iets in my gedoen het. Hy het ewe skielik vir my 'n ander siening gegee. En ek kan omdraai en sê, weet jy wat, ek is baie lief vir jou, maar dis jou keuse. Ek kan nie beheer wat jy in jou lewe doen nie. So, dit gaan baie hartseer wees en ek sal mooi woorde by jou graf sê, maar ek het rus nodig. En ek het die foon afgesit en ek het op die bed gaan lê en ek het gebid en ek het gesê, Here, asseblief, hierdie is my laaste gebed. Verlos my van hierdie ding. Verlos my. Ek kan nie. En ek het aan die slaap geraak. Ek was so moeg, ek het deurgeslaap. Van die middag tot die volgende dag. Sondagoggend, laat word ek wakker. String boodskappe op my foon. Toe ek haar eerste boodskap lees, om dit mooi op te som, sê dit vir my, jy is van hierdie girl verlos. Die Here het jou verlos. Terwyl jy geslaap het. En nee, sy het nie haar eie lewe geneem nie. Die Here het my verlos terwyl ek geslaap het. Maar ek kan iets vir julle sê. As ek nie deur daai ondervinding gegaan het nie, sou ek nie 'n predikant geword het nie. Ek sou geen behoefte gehad het om almal van Jesus te vertel nie. Want dit is daar om daai toilet in vereniging waar ek besef het, maar as die Here dit vir my doen, en ek voel ek is die laagste wat daar is, sal hy dit vir enig iemand doen. En dit kan ek vir mense vertel. Dit moet ek vir mense vertel. Prys die Here vir my ondergang en tyd wat ek daar moes bly. So ek weet nie waar hy is vanaand nie. Ek weet nie waar deur hy gaan nie. Maar ek weet die Here kan met enige kleur vat en 'n pragtige prentjie skilder. So byt vas, hou vas. God werk na iets toe. Kan nie nou vir ons sê wat nie. Maar kom ons vertrou net op hom. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, U het deur daai lyding gegaan en aan die sonde lyding, die sonde smart gesterf. Here, ons het nie woorde nie. Geen wonder dat ons vir ewig van daai lied gaan sing wat U vir ons gedoen het nie. Amen.